gebed van sy pa en die woorde wat hom sal bly dra. As jy val, val op jou knie. As jy breek, probeer weer. Alles dit sien, veel dat jy weet. Hy was gebreek vir jou. Goeiedag geliefdes. Ek wil so graag met jou gesels hierdie week oor beginne. Want een van die wonderlikste dinge van ons God is dat hy 'n God is van nuwe beginne, van oorbegin. So asof daar altyd nog 'n kans is, weer 'n kans is. En ek wil 'n bietjie die hele konsep van beginne uit die woord uit saam met jou ontgin. Ek wil begin op hierdie maandag by 2 Korintiërs 6 vers 1 en vers 2. As medewerkers van God doen ons 'n beroep op julle om te sorg dat julle die genade wat van God nie te vergeefs ontvang het nie. Hy sê, op die regte tyd het ek jou gebede verhoor en op die dag van redding het ek jou gehelp. Kyk, nou is die regte tyd. Nou is dit die dag van redding. Ons het soveel redes en daar is altyd soveel redes wat 'n mens kan vind om te wag, om uit te stel. Veral wanneer dit gaan daaroor dat ek iets in my lewe wil verander, dat ek bietjie 'n ander rigting wil inslaan, miskien dat ek iets wil los, waarmee ek altyd besig was, wat nie by my pas nie. En dan word altyd 'n datum gekies, en ons sal nie begin voor ons by daai datum kom nie, of by die regte omstandighede. Daar's altyd voorwaardes en redes hoekom ons nie dadelik kan begin nie. Eintlik is dit maar net verskonings. En dan dink ons aan hierdie teks en God kom sê, vandag is die dag van redding. Elke dag is die dag van redding. Elke nuwe dag is 'n dag om oor te begin as dit nodig is. Om van vooraf te begin, sou dit nodig wees. Ons kan ons lewe in soveel spanning leef, en is so onnodig. Veral wanneer dit kom by redding. Ek weet Christene oor die algemeen sê, ons is nie bang vir die dood nie. Maar tog, wanneer jy met Christenmense praat, dan is daar tog iets van vrees en versigtigheid vir die dag van oordeel. Die dag waarop jy gaan voor stok gehou word vir alles wat jy gedoen het of nie gedoen het nie. Daardie spanning pas nie by ons nie. Want God sê, hy het die redding begin. Hy het nie die redding begin nie, in Christus Jesus self het hy die redding ook klaar afgehandel, totaal het al afgehandel. En in die Heilige Gees se uitstorting het hy in ons lewens ingekom om ons nuut en vars te laat lewe. As mense wat anders kan. So daar behoort nie meer ons spanning te wees nie. Ons hoef nie te wag nie. Want vandag is die dag van redding. Wat ook al dit is, waarmee jy wil begin. As jy wil nie begin met jou lewe. As jy anders wil lewe voor God. Wat dit ook al is. Vandag is die dag, want God het die redding klaar afgehandel. Jy kan net begin. Shalom. Die kom is tydelik in sy oor. Hoe moet mens dit dan aan nou glo? As 'n seun voor hom staan met sy hand in sy hand, kom ons buig weer ons knieë vandaan. En onthou elke skemer gebed wat ons bid, en die woorde wat ons sal